'n nuwe week, soos op maandag, lekker om saam jou te kuier, myself Pastor Stef, altyd dankbaar om saam jou te kuier in weeksaande tussen 8 en 9, en glo vanaand gaan ook vir jou een besonderse blessing uit die hand van die Here uitwees. Ek glo jy het 'n lekker dag agterreg en opgewonde oor die week wat voorlê. Vir die meeste mense is dit mos payday, en ja, party mense sê ek kan nie wag dat hierdie maand verbykom nie. Ander sê dit is nou tyd vir 'n nuwe maand. Nou ja, hier by ons is ons in die winter begin nou hierso stadig maar seker nader kruip aan ons. Ek kan sommer voel, man, die ekstra kombersie uit die kas uithaal en hom optrek tot net so onder jou neus. Ja, tot die onderrak stil. Hulle kry tot koud. Dit is lekker om vanaand saam met te kuier en glo dat jy ook 'n rustige naweek agter die rug gehad het en gisteroggend en gisteraand se dienste vir jou 'n blessing was. Gisteroggend bietjie gesels oor jy weet daai dankbaarheid en ja, ek het natuurlik soveel om voor dankbaar te wees. Ek dink elkeen van ons. Ek glo jy het ook somme gevat en bietjie op 'n punt gekom om te sê, Here, dankie. Dankie vir hierdie man, al voel jy wil hom partykeer, jy weet, met die strykyster bykom. Jy weet, en jy's ongeduldig oor goed wat net nie in plek val nie. Sê vir God dankie vir wat jy het. Jy kon dit nie gehad het nie. Nou, vanaand lekker om saam jou te kuier en ek dink ook, jy weet die mooi as jy na mense kyk is om te sien hoe hulle groei in hulle menswees. Hoe mans groei, jy weet, en vrouens groei en jy weet en die beter weergawe van hulle self word en nie, jy weet, dat die sleg dit oorvleuel en op die einde hulle identiteit oorheers nie. En jy vanaand werklik ook, jy weet, jou volle potensiaal, jy weet, by kan uitkom en vir my is dit vir my altyd so inspirerend om te sien hoe iemand wat dalk verslaaf was aan iets, losgekom het en gegroei het in homself. Mense by die Here uitgekom het en jy sien hoe hy gegroei het ook in sy verhouding met die Here. As jy met mense gesels en jy sien, jy laaste kom ontmoet het hy net die Here aangeneem en nou ewe skielik het hy so gegroei dat jy weet dit is al hy sal so volwasse in die Here. Natuurlik is ons nie in volmaak nie. Natuurlik groei ons en is dit in hierdie handel en wandel is dit 'n proses, 'n groeiproses. Maar ek en jy kan nie stagneer nie. En vanaand wil ek jy so 'n bietjie met jou lekker tyd spandeer in die volgende halfuur, 3 kwartier om jou te inspireer om ook daai posisie in te neem in jou gedagtes, in jou gees en dan ook dat dit sal in jou sintuiglik deurkom en natuurlik ook manifesteer in jou menswees. Nou, jou woorde, jy weet, nuwe woorde, jy weet, dit is so belangrik. En mag jy vanaand sommer in hierdie sessie sommer maar net ook daai honger te ontwikkel om te sê wat Stefan van gepraat het vanaand. Here, ek wil groei. Ek wil die man word wat U wil hê ek moet word. Ek wil die vrou word wat U wil hê ek moet word as seun, as dogter. Daai volle potensiaal. Jy weet dat ons kan op 'n plek kom om te sê, weet jy, ek het gegroei. En net toelaat dat daai struikelblokke en die seer en die einas ons weerhou nie.
ek wil jou uitnooi, terwyl jy inskakel, ons aanlyn kerk het 'n WhatsApp groep, en ek wil graag vir my binnekort moderators aanstel, wat die blaaie vir my kan, jy weet, amper kan ek sê, operate terwyl ek bedien, want natuurlik het jy mense wat, jy weet scams, en ek kan nie altyd tydens die diens alles blok nie. My seun is in die koshuis, en partykeer het hy stuur die tyd, dan kan hy dit nie doen nie, maar hy is op TikTok, maar op Facebook en op, jy weet, op ons lives, ja, as ek opgewonde oor 'n nuwe era, ek is baie opgewonde oor 'n nuwe seisoen, elkeen van ons, ook so in die Here groei en aanbeweeg. Jy sien my nommer op TikTok, jy sien my nommer op Facebook, en ook op YouTube. Jy kan daai WhatsApp nommer gebruik om my boodskap te stuur, om te sê, laai my op die groep, en jy sal al hierdie boodskapies so ontvang, en die dagstukkies en die kort videoetjies. Ongelukkig kan ek die formaat van hierdie 30-35 minute uitsendings nie daar plaas nie, want jy kan, ek dink maksimum 4 tot 5 minute, maar jy sal dit vind op TikTok en ook op YouTube en dan ook op Facebook, die lives. Lekker om saam met jou te kuier, en Here, baie dankie vanaand dat ons vanaand sommer net kan stil word voor U, en vanaand is my gebed dat hierdie Boetanse sal wat luister, hierdie gesin wat vanaand luister, hierdie vrou wat uitdagings het, hierdie man wat uitdagings het, en weet nie wat dit is nie, maar jy ken hulle harte wat vanaand ingeskakel is, maar daar kom in haar aan vanaand, en bedien hulle sommer, Here, met genade van die liefde en die heerlikheid, omvou hulle, omhels hulle. Ons wil vanaand dankie sê dat U altyd tyd het vir ons. Ons verloor baie, Here, daai om net te luister. Maar Here, U deur die Heilige Gees vertroos ons. Die Heilige Gees omring ons, omvou ons. Maak my toe soos 'n moskombers. Dankie Here dat U vanaand ons bedek met liefde. U ons eerste lief gehad het. Is my gebed in Jesus se naam. Amen. Is my lekker, en terwyl almal ingeskakel is, ek het gesê ons hemelvaart gaan donderdagoggend wees, maar ek gaan donderdag is ek op die pad, en ek het maar besluit dat ek woensdag aand ons gebedsessie gemaak, en dan donderdag aand ons hemelvaartdiens. So daar, jy weet, ek sal deur die dag dalk 'n kort stukkie opsit, maar verseker die aanddiens gaan dan 'n hemelvaartdiens wees. En ek het vanmiddag, terwyl ek besig was om aan die boodskap te werk, het ek opgewonde geraak, besef die graf is leeg, en Jesus is besig om vir ons nou tans in te tree by die Vader. Is dit nie wonderlik nie? Vanaand wil ek met jou praat om te groei in my menswees, in my eie lewe, as ook in my geestelike lewe. En ek wil 'n vers vir jou lees uit Prediker uit. Hoofstuk 3 sê in vers 2, die A-gedeelte. Nou baie keer praat hulle van 'n A en 'n B-gedeelte. Ek kan nou ook oor die Latyn en die Grieks en die Hebreëus praat, maar dit is nie nodig nie. Die A-gedeelte, die eerste deel, sê daar is 'n tyd om af te breek, en daar's 'n tyd om te bou. Ons ken almal Prediker, dis 'n tyd vir alles. Ek praat van om te groei in my lewe, en dit sou so vervelig gewees het, om as alles altyd dieselfde in my lewe moes gewees het. Nou ek wil vir jou sê, my lewe is nie 'n vervelige lewe nie. Hy is nie 'n boring lewe nie. Maar ek dink as dit net op een, jy weet, trant was, en daar was nooit snaakse dinge, en goeie, en selfs slegte tye nie, was dit mos maar 'n bietjie boring gewees. Nou wat sê ek vir jou? Ek sê vir jou dat verandering is noodsaaklik waar daar gesonde groei plaasvind. En as jy vanaand, wat nou luister, of vanmiddag, of vanoggend, of waar jy ook al is, ek sien as van reg oor die wêreld,
Ek het nou net gesien Qatar en Nieu-Seeland en Australië en Engeland en Brasilië. En baie welkom. Ek sien sommer Linwood. Die mense hierso in die omgewing. Baie welkom julle Pretoriaaners ook. Ek dink dit is altyd wonderlik as jy na jou kinders kan kyk en jy sien hoe hulle opvoeding, hoe hulle groei en dat hulle gesond is in alle aspekte. En vir 'n pa om na jou kinders te kyk is dit die lekkerste gevoel, of vir 'n ma om na kinders te kan kyk. Is die lekkerste gevoel om te sien it is well with their souls. Dit gaan goed in hulle studies, dit gaan goed in hulle mens wees. Ek het net nou met my seun vir 45 minute gepraat, hy is daar in Monaco en ons het gevideo call. Jy weet, net om my seun te sien en hy sit daar op 'n boot by 'n eiland en by Cairns en ons kan gesels en ek kan sien, jy ken mos jou kind. Jy weet mos die uitdrukking op sy gesig. Dan voel jy mos goed. En groei is ook so belangrik vir my en jou, want dit is tog die rede hoekom God sy seun gestuur het. Is dat ek en jy kon groei in God en jy weet afstand doen van hierdie mens, hierdie ou natuur en nader kan kom aan sy wil en aan sy plan vir my lewe. Nou ja, ek wil vir jou sê, groei het altyd 2 dimensies. En ek wil jy moet mooi luister wat ek vir jou sê. Aan die een kant is daar die losmaak van gister. Dit wat gister is, dit wat gister was. En dan die uitreik na wat beter is. Hoor jy wat ek vanaand vir jou sê? Om gesond te groei, daar's 2 dimensies om te groei in jou menswees, in jou fisiese en ook in jou geestelike. En as ek dit sê vanaand, beteken dit om klaar te maak ek moet my losmaak van wat agter my is. En dis waar ons sukkel om te groei en uit te kom by die mooi, uit te kom by die plan en die doel wat God vir ons instoor het. Hy sê ek het vir julle mooi instoor. Ek beplan vir julle die beste. Maar ek moet my losmaak van daai einas en daai pyn en daai seer. Ek gebruik altyd hierdie vergelyking as iemand 'n getuienis lewer, dan kry jy mos ouma het mos altyd sulke campfruit bottels van wat was dit? Perskes gemaak. En dit het op die kasse staan vir lank. Hy kan daar staan vir 3 jaar en dan kan jy hom eet. Ek het so onlangs ek dink ek het in Limpopo iewers gepreek en toe 'n ou tannie wat in die diens was vir my so glasbottel gegee met die lekkerste appelkose. En hy het gestaan omtrent vir 4 jaar in my kas. En nou voor ek getrek het, toe ontdek ek dit. Ek het alleen opgeëet. Dit was hemels gewees. Dit werk vir ingelegde vrugte. En dis mooi om na mense te luister wat getuienisse het van 5 jaar terug wat God gedoen het en 10 jaar terug. Ek praat altyd van daai campfruit getuienisse. Wanneer laas het jy met iemand gedeel oor wat het God vir jou gister gedoen? Wat het God vir jou vandag gedoen? Wat het God vir jou hierdie week gedoen? Ons vergeet, ons onthou altyd daar, maar God is nog steeds besig. God is nog steeds besig om, God wil soveel mooi in jou lewe doen deur sy Heilige Gees. Maar ek en jy hou baie keer vas aan die verlede. Nou dit 'n dimensie van groei beteken ek moet klaarmaak en dan beteken dit ook ek moet uitreik na wat beter is. Nou baie keer kry jy mense wat nie wil vorentoe gaan nie. Party mense, en ek het dit gesien by baie gemeentes as ek met kosbare predikante praat, dan sê hy, joh, ek het dierbare mense in my gemeente, maar weet jy, hulle wil nie verander, hulle is bang vir verandering.
Hulle is bang vir groei. Ek wou al die kerk verander het, maar nee, Tansari Viljoen se man het daai kerk se kansel gebou. En as jy hom nou gaan afbreek, herde, man, dan hou ons offerhandes en ons tiendes terug. Mense is bang vir veranderinge. Selfs in kerk. Ek het eerstehandse kennis. Ek was 'n predikant van voltydse gemeentes vir baie jare. Nou, ja, Mona vra met kasterd of sonder kasterd. Nee, ek het hom sommer net so met 'n lepel net so geëet. Nou luister gou. Dis ook wat met ons geestelike lewens gebeur in die proses. Waar die Heilige Gees jou en my wil heilig maak. Want die Bybel praat van die afsterwe van hierdie ou mens en die opstanding van die nuwe mens in my volgens Efesiërs 4 vers 17 tot 24. Ek moet klaarmaak met die ou lewe. Nee, weet, party mense het die Here aangeraak, maar hy ryk nog soos 'n twaksak. Jy weet, hy ryk nog soos 'n faaitjie. Nou, ek en jy moet, en ek sê dit tong in die kies, want ons almal, kom ons wees nou, kom ons raak nou maar net onsself, ons haal die mombakkies af. Elkeen van ons het ons uitdagings. Elkeen van ons het maar ons struikelblokkies. Elkeen van ons sê, ons voel ons loop 5 tree vorentoe en partykeer dan slat iets ons as 'n 7 tree terug. En in die geestelike voel ons ook so. En dalk is jy op 'n plek en ek praat van in jou lewe, het jy mooi gegroei en toe het jy terugslag gehad en jy voel, jy kry skaam vir jouself en baie keer sukkel ons om vorentoe te gaan omrede ons kan onsself nie vergewe nie vir foute. Ek dink die mooi van iemand wat jy weet wat groei, is 'n man en 'n vrou wat sy foute kan erken teenoor homself en wat lief is vir homself. Korintiërs 13. Jy weet, ek gaan my mos nou nie self sny nie. Ek gaan my mos nou nie self eina nie. Ek is lief vir myself. Jy weet, en baie keer dan kyk jy in daai spieël en dan kry jy daai warm gloed so oor jou en dit gebeur met my gereeld. Dan sit maar my ou pens wat in die wasbakkie in die warm water hang. Jy weet, maar ek kry daar 'n ou warm gevoeltjie, jy weet. Nou, wat sê ek vir jou? Jy moet lief wees vir jouself. Jy moet genade hê vir jouself. Jy moet ook redelik wees. Baie keer is mense geneig om, as hulle foute gemaak het, dan hardloop hulle weg. Dit laat dink my aan Petrus. Toe Petrus Jesus verraai het, het hy weggehardloop. Hallo? Dit hy gaan wegkry. Hy het weer teruggegaan na sy ou natuur toe. En hier kom die Bybel en hy praat van om te groei in jou lewe. Daar moet 'n afsterwe kom. Ek moet klaarmaak. En vanaand sit jy dalk met iets in jou gedagtes of in jou hart. Jy weet, en jy's bitter, van bitter na beter. Jy moet by 'n plek aankom om ook te kan sê, ek is nog nie waar ek wil wees nie, maar ek staan nie meer waar ek was nie. Dis nie hoe jy val nie, maar hoe jy opstaan, wat die verskil maak. En vanaand kyk ek na hierdie gedeelte in Efesiërs 4, en waarin van die afsterwe van die ou mens, en laat die nuwe mens moet opstaan. En my gebed vir jou is ook dat daai nuwe mens sal opstaan. Jy weet, as ek jou ou lewe afgelê het, sê die woord, kyk, alles het nuut geword. Wat moet afgebreek word, sê jy vir my vanaand? Wat moet afgebreek word? Alles wat uitgedien is in my lewe. Hoor wat ek nou vir jou sê. Alles wat uitgedien is in my lewe. Sjoe, dis baie keer moeilik om dinge te aanvaar. En partykeer sukkel ons om vorentoe te gaan.
En partykeer sit ons nog by leeffonteine. Eens op 'n tyd het daar water gewees, maar dit het opgedroog, maar ons het gestagneer en ons is te bang om te verander, ons is te bang vir die onbekende. Nou dis waar geloof in aksie kom. En as jy in jou lewe wil groei vanaand, in alle fasette, in jou menswees, in jou lewe, in jou geestelike, Boeta, Sissa, ek moet op 'n plek aankom om vrede te maak met sekere goed. Ander aand praat 'n man met my, maar hy amper sê ek snot in trane. Hy is hysteries oor sy vrou wat hom gelos het. En hy wil met my praat. Hy is nou sopas, hy sê vir my hy's geskei en hy kan nie oorkom nie. Na so 5 minute wat ek kan praat, toe kom ek agter, maar heerlikheid, hierdie man praat van of ek snap iets nie hier nie, of ek mis iets, ek het die trein verpas. Ek sê vir hom, hoorie Boeta, sê net vir my, hoe lank is jy nou geskei? Hy sê vir my 9 jaar. En hy sit in 'n kerm en hy kla, sy vrou het al vergeet van hom, ek dink sy is al dalk by 'n derde man. En hy sit nog en hy het nog nooit aanbeweeg in sy lewe nie. Hy het alles intussen in sy lewe verloor. Nou ek wil vanaand iets sê en vergewe my, want ons is nie dieselfde nie. Gelukkig, dank die Here het ek in die begin gesê, nie een van ons is dieselfde nie. Maar weet jy wat? Partykeer moet ons van daai selfbejammering afstand doen. Ons moet klaarmaak met daai leeffonteine wat opgedroog het. Van my bitter na beter en aanbeweeg. Hoe kan God met jou en my werk? Hoe kan jy gelukkig wees wat God vir jou instoor het, maar jy kyk die heeltyd terug? Jy haak nog die heeltyd vas. Iemand het my die ander dag aangevat oor, ek baie keer praat oor dinge in my verlede, maar ek is gesond, en ek dink dit is, juist in my boodskap wat ek vir mense wil sê, is, you moved on. Jy het aanbeweeg, jy het klaar gemaak. En vanaand glo ek dat die Heilige Gees vir my en jou eintlik kom sê, is dat dit wat in jou lewe uitgedien is, dit wat nie meer goed is vir my nie, of vir die mense rondom my nie. Ons almal het maniere van dink wat nie goed vir ons is nie. Ons het dalk gewoontes wat skadelik is vir ons. En hoor my vanaand, ons medemense of die omgewing rondom ons is. Nou, ek gaan iets anders sê. Praat jy dalk op maniere wat afbreekend is en negatief oorkom na die mense in jou lewe toe? Hierdie dinge vra dat ek en jy ons daagliks moet vind ook by God. Al hierdie goed wat ek nou vir jou noem, kan alleenlik in jou lewe gestalte neem en begin groei. As jy by 'n plek kom om stil te word en jouself te ontdek, hoe ontdek ek myself? Ek ontdek my by God se voete. Ek ontdek my identiteit wanneer ek die woord van God in God se woord spandeer. En daar te kan hoor wie ek is. Hoe God jou sien, hoe God my sien. Dit vra dat ek en jy, dat ons toelaat, dat die Gees van God vir ons wys, watter woorde, watter dade, watter gesindhede nie meer by my pas nie. Ja. Ek dink vanaand, daar's baie wat nie by Stefan Pieterse pas nie. Daar's baie wat by jou nie meer pas nie. En ons moet baie keer op 'n punt kom om te sê,
It's time to move on. So ek deel met jou iets wat ek maar met myself ook deel. Breek dit af met God se krag, met God se hulp. Jy kan verander met die krag wat God jou en my verleen. Aan die ander kant, wil ek vir jou sê, is ons meesterstukke onder konstruksie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Hierdie ou, man, jy is besonders. But I'm under construction. Ek streef in heiligmakings op pad. Maar op hierdie pad dan val daar 'n baksteen uit. Op hierdie pad dan loop iets skeef. En wat doen jy dan? Dan staan jy weer op. Jy sien, die Heilige Gees bou ons lewens op dat ons daagliks meer en meer die beeld van Jesus sal vertoon aan 'n verlore wêreld, 2 Korintiërs 3 vers 18. So, hy leer ons om op 'n nuwe manier te dink. Dink 'n bietjie, het jy al gehoor hoe praat, toe jy klein was, het jou oupa gesê, ja, julle is bederf. Julle weet nie, julle ry, word aangery na die winkels toe. Ons moes myle gestap het in die winter, in die reën, sonder skoene. Ons is met die minste tevrede. Nou ja, partykeer lewe ons nog daar en ons is nie bereid om te verander nie. Partykeer is mense, hulle is gevang in hulle eie gedagtes. Hulle plaas hulle self daar. Maar God wil hê ek en jy moet op 'n ander manier begin dink. Ek moet en jy, sê die woord, ek en jy moet ons gedagtes rig na die dinge wat daarbo is. Kolossense 3 vers 2. Dis hoe God ons leer. Ek het dit vanmiddag gepost. Toe sê ek dat nuwe gedagtes lei tot nuwe woorde. En ek bid vanaand dat in hierdie sessie of in hierdie week of in jou stilte tyd, dat jy ook by 'n plek kan kom. By 'n plek kan kom om te kan sê, Here, ek verander my denkpatroon. Hoe ek na my besigheid kyk, hoe ek na my vrou kyk, hoe ek na my man kyk, hoe ek na my kinders kyk, hoe ek na my situasie kyk, hoe ek na my gesondheid kyk, dit begin by nie jou bure nie. Nie by jou vrou nie, nie by jou man nie, dit begin by jou. Nuwe gedagtes lei tot nuwe woorde. Ons begin opbouend praat. Ons woorde is aangenaam vir die hoorders, daarvan sê Spreuke 16:24. So nuwe gedagtes en nuwe woorde lei tot nuwe dade. Wat gebeur? Wat God verheerlik. En dan het ons daai gestalte wat ons aanneem. So bou ons met die hulp van die Heilige Gees 'n nuwe lewe wat God eer. En ja, luister baie mooi. Dalk mag jy hierdie vers dalk so effe misbruik om daardie ou mure in die tuin af te breek en iets nuuts daarop te rig. Jy mag, en hoor wat ek vir jou vanaand sê, jy mag ontslaa raak van ou, uitgediende goeders en 'n nuwe, meer doeltreffende alternatiewe daarvoor aan te skaf. Moet nou nie vanaand sê, Pastor Stef het gesê, ek gaan nou my husband inruil vir 'n nuwe model nie. Nee, dis wat ek sê nie. Ek praat nie van dit nie. Ek hoop jy hoor vanaand dat God het vir jou die beste en
Maar ek dink baie keer het die volk so in godsdienst verval. And there's a difference between religion and relationship. Want godsdienst het 'n raamwerk. En jy kan so maklik daarin nie uitgedaag word nie. En ek en jy word uitgedaag buite die raamwerk. En ek wil vir jou sê, dat jy jouself sal uitdaag vanaand. Dat julle mekaar sal uitdaag in julle huise sit. Om te sê, ons gaan anders te dink oor ons situasie. Ons gaan begin lewe spreek teenoor mekaar, lewe spreek teenoor hierdie siek kind, lewe spreek teenoor hierdie dooie situasie. Jy mag ontslaa raak van 'n ou uitgediende goeders. En 'n nuwe meer doeltreffende alternatief daarvoor aanskaf. En as ek dit sê, dan wil ek ook vanaand vir jou sê, kom ek en jy, begin eers by onsself. Ek hoor baie dinge, ek sien baie dinge, ek is iemand wat nie baie praat nie. Ek praat baie, maar as ek na mense luister, dan is ek geneig om eerder stil te sit en te luister. Dis Here, wys my in 'n situasie. Hoor gou, ek wil afsluit. Maar voor ons afsluit, dink ek het ons maar vanaand, maar eintlik met mekaar, jy weet, reguit gepraat. 'n Tyd geword dat jy weer opstaan. Opstaan uit pynhoop, dat jy jou gedagtes vernuwe. Sê jy vanaand, ek moet oor 'n dooie situasie lewe spreek, en dis klaar dood? Ja. Hoekom sê ek so? Dit is nie Opinie 3 vers 16, of die Pieterse se ou vertaling nie, die woord van God. Dis wat die woord van die Here sê. Ek kom ek en jy spreek dit, en ons proklameer dit. Verlede week het een van my boodskappe, as jy uitgemis het, gaan luister 'n bietjie, het ek gesê dat, ek Sondagoggend, gisteroggend het ek gesê dat, daar's gesê vir 'n groep om die positief neer te skryf, en 'n groep om die negatief neer te skryf vir 'n sekere hoeveelheid dae. Ek dink dit was vir 40 dae. En 'n sekere groep moes elke dag neerskryf, maar nie positief of negatief nie, net wat hulle in die dag ervaar het. Dan sê en die groep wat die positief raak gesien het en neergeskryf het in 'n kort rukkie minder dokters begin sien. Het hulle hele uitkyk oor hulle situasies verander. Dis waar jou en my geloof vanaand ook in aksie kom. Verandering in my lewe, verandering in my geestelike lewe, dit begin by my. Ek wil saam met jou bid, en ja, kom ek en jy bid vanaand saam, en ons maak hierdie gebed ook my gebed, jou gebed. Here, ek kom vanaand na U toe, saam met elke boeta en sissa. Breek alles in my lewe af, wat nie tot U eer is nie. Here, breek hierdie ou manier van dink, hierdie ou woorde, ou gesindhede af, wat nie meer pas by my as man en as vrou nie. Here, help my, help ons, om ook die dinge in die lewe wat my terughou, dinge wat my seermaak, af te breek.
En Here vanaand, laat elkeen van ons al hoe meer U beeld vertoon na hierdie wêreld. Seën hom en haar, Here. Raak hulle aan en ons sê dankie vir groei. Dankie vir die woord. My gebed in Jesus se naam. Amen. Dit was lekker gewees om so 'n bietjie saam jou te kuier en stap in oorwinning en deurbraak. Vir my is dit Stef altyd lekker om saam met te kuier en glo vanaand was ook vir jou sommer maar net 'n cherry op die koek gewees. Maak dit joune. As jy dit nie gevat en gaan toepas nie, weet jy wat, dan gaan jy uitmis. Lekker gewees om saam julle te kuier en lekker rustige nagrus. Sien julle môre aan 8:00. Die Here seën. God bless.